toe ek dit begin raak sien en op dit begin fokus, toe raak die fokus van hoekom en al die dinge waardeur ek moet gaan en al die aanpassing al hoe minder. En ek besef maar ek het 'n doel en 'n calling en ek kan dit gebruik. En dis dalk hoekom die Here my deurgesit het. As jy gaan kyk in die Bybelse tyd, al die mense wat iets vir die Here moes doen, hulle het deur baie rowwe dinge gegaan in die Bybelse tyd en die Here het hulle dit gespaar nie, maar hy het hulle al die tyd deur dit raak gesien en deur dit gedra. En so doen hy met my ook elke liewe dag. Baie welkom by die Liggetuig podcast. Hierdie podcast vertel gewone mense se buitengewone stories. Ek voer openhartige onderhoude met mense wat swaar kry, seer kry of verlies ervaar het. Byna elkeen van die mense getuig hoe hulle nie sonder God hierdie moeilike pad sou kon stap nie. Chanel Badenhorst het as student meningitis en 'n rare breingewas oorleef. Meer onlangs het sy ook 'n hartstilstand oorleef. Vandag leef sy en hardloop sy letterlik teen 'n hoë spoed met 'n pas aangeveer. Lig het die voorreg om vandag by haar te kuier. Sy is ook nou 'n Mevrou Suid-Afrika semifinalis en sy deel haar geheime oor hoe sy met soveel passie leef na sy soveel trauma beleef het. Chanel, baie welkom vandag by die Liggetuig podcast. Dis 'n groot voorreg om met jou te gesels. Baie dankie vir die geleentheid. Ek sien uit om baie lekker saam met jou te gesels. Chanel, ek wil die luisteraars en die kykers terugvat na daardie dag wat jou hart gaan stil staan het en jy was net 33 jaar oud. Vertel vir ons daarvan. Ek het werk toe gery. Ek was in Nuwe Besem by die Shoprite Group of Companies en ek het die Blouberg wynplaasroete gery Brackenfell toe. Ek het gevoel my hart is baie laag. Ek het met my ma op die foon gepraat en vir haar net gesê ek gaan nie nou verder kan praat nie, ek voel verskriklik sleg. Op daai stadium het my oorlosie gesê my hart was so 40. Ek het by die kantoor gekom, ons het dadelik ingegaan in 3 groot vergaderings en ek het net daai sensasie, as jy swanger is, dan voel jy mos hulle sê butterflytjies in die maag. Ek het dit in my borskas gevoel en ek het gedink ek het water nodig. Ek het opgestaan, na die waterfilter toe geloop in 'n open plan kantoor en ek het dit nooit gemaak tot by die filter nie. Ek het op my gesig geval en maar dit gaan staan. Ek weet, ek wil julle voorstel sorry, aan Chanel se service daar Clara Bell. Sy maak seker dat dit goed gaan met Chanel se hart. So ek dink sy's net besig om na ons almal om te sien. Skie Chanel, praat verder. En ja, ek het nie verder kan ek nie onthou wat gebeur het nie. Dit is vandag vir my baie embarrassing, soos hulle sal sê, as ek dink aan die drama wat ek veroorsaak het in die kantoor. Maar goeie mediese personeel het my lewe gered en hulle het vir my teruggekry en ek is in die hospitaal gewees en hulle het my gestabiliseer. Ek was in die ICU gewees en in die cath lab en ek het gehoor ek moet 'n passagier kry die 7de Februarie. So dit was baie vinnig wat dit gebeur het. Ek het al die scary masjiene afgevat en hulle het my in 'n saal ingesit saam met my 2 dogtertjies. Ek wou hulle baie graag gesien het. Ek was baie bang vir die prosedure en vir die narkose. Ek het saam met my 2 skoonma's gewees en saam met die 2 dogtertjies en my man en daarna is ons ICU toe in cath lab en het ek vir Elektra gekry. Yes, maar dit is so wonderlik hoe jy dit so rustig vir ons vertel, maar dit is ook nie die eerste keer wat jy byna jou lewe verloor het nie. Vertel vir ons ook, voor ons nou verder aangaan van na jou lewe met Elektra en wat 'n wonderlike lewe jy lei, vertel vir ons van die meningitis as 'n student, die koma, breingewas. Ja, ek het omtrent 'n reis met my gesondheid beleef. Ek was 19
ek was die eerste jaar op die pik gewees. Ons was in daardie tyd nog in die ONB-program en ons het dit net voltooi. So op die pik is dit ontgroening en jy kyk af en jy sit deur. En dit was ons heel eerste aand wat ons kon uitgaan en uiteindelik opkyk. En ons het uitgegaan, ek het teruggekom en ek het griepsimptome gevoel. Ek is na my koshuis ma toe en ek het op haar gaan lê en ons het my ouers gekontak om my te kom haal. Ek het huis toe gegaan met 'n koors van 42. En ek het al die verkeerde medisyne gaan kry by die dokter. My ma was bitter kwaad vir my daaroor as 'n verpleegster en ek mag op daai stadium nie codeine gekry het nie. En ek het al die verkeerde medisyne gekry. So my ma was soos 'n grootmoeder en ons lag vandag oor want ek kan ook glad nie hierdie onthou nie. Maar sy het my gevra of voel jy nie lekker nie en ek het vir haar met baie groot oortuiging vertel my hymus. En sy sê, wat? En ek sê, my hymus. En sy sê, wat jou hymus? En ek sê, maar dit sit deskant my thymus. So, my koers... Jy was heeltemal Nee, van die koers heeltemal nie by jouself. nee, ek dink my fisiologie terme was eintlik baie spot on. Ek weet nog steeds nie waar daai deel in jou lyf sit vandag nie, maar dit het nogal oortuigend geklink. Maar ons grap nou daaroor, dit het 'n nag van baie kommer vir my ma geraak. Sy het my gemonitor en hulle is met my dokter toe en daar het hulle my opgeneem en my ma het vir my 'n tydskrif gegee en sy wou vir my gevra het wat staan op die opskrif. En toe ek begin wil lees, het ek agteroor getrek en ek het 'n fit gekry en ek het bewussyn verloor en ek is in 'n koma gewees. Op daardie stadium het die dokters nie geweet regtig wat fout is nie. Die CRP-tellings en alles het nie vir hulle presies gewys nie. Die LP, lumbar punch, dit het nie al die antwoorde dadelik gegee nie. En ek was vir 5 dae in hierdie koma. Ek is nie regtig bewus gewees van wat om my aangaan nie. Ek weet, toe ek wakker word, het ek vir my pa gesê, ek was op die mooiste plek gewees. En ek kan onthou wat ek gesien het, maar dit was nie, ja, dis wat ek onthou van die hele storie. Ons is ontslaan, in die tyd het die universiteit en my ouers en ons koshuisouers gesels en hulle het my kamer gaan oppak. Ek het net my eerstejaarslewe begin, my reis op die pik. En ek het wakker geword en gehoor, ek gaan terug in die ouer huis wees, vir die res van die jaar. Ek mag ook nie eksamen gaan skryf het nie, so ek het niks om te wys vir daai jaar nie. En ja, jy is terug by die parentals. En ons het gesond geraak en net deur die trauma gewerk en ek het ewe skielik weer verskriklik sleg begin voel, hoofpyne, glad nie lekker gevoel nie. En ek was saam met 'n paal uit gewees en ek het collapse. En hulle het dadelik teruggejaag en gesê dit is 'n relapse op die virale breinvliesontsteking wat ek gehad het. En weer LPS gedoen en alles en dit het hulle vir my gestuur vir 'n CT scan. En op die CT scan het dit gewys dat ek 'n pituitary makroadenoom gehad het. En ewe skielik het ek toe begin borsmelk ontwikkel op 19. En hulle noem dit 'n lactinoom. So ek het hierdie tumor gehad wat op my kruissenuwee van die oog gaan druk het. Ek het met drukke my visie verloor en my liggaam was net te swak om dadelik te gaan. 'n Biopsie en die operasie self was dieselfde groot risiko want hulle gaan deur jou dink onder jou neus deur, so dis jou reuk, jou smaak en jou sigsintuig wat 'n risiko is. En ons het my toe op medikasie begin sit vir 6 weke om te hoop dat ons die gewas sou kon verklein. Die borsmelk was heeltyd daar. Intussen het verskillende mense Dit is 'n reaksie direk van die gewas die gewas veroorsaak die bors. baie weird as jy nie 'n babietjie het. Ja. En ek mag ook nie medikasie gebruik het om dit op te droog nie want dit sou ingemeng het met die behandeling. En ja, dit was 'n baie moeilike tyd. Ek was baie kwaad vir die Here. Ek het gevoel soveel met een mens deurgaan. Ek is terug in die ouer huis. My ma het my letterlik so met my geloop want hulle was bang ek kry floutes. Ek het gevoel my vryheid is weggevat. En ek het baie siek gevoel van die medikasie ook. Ons het in die kerk gesit en ek onthou ek was humbled. Ek het op my ma se skoot soos 'n klein dogtertjie gelê want dit was net die diens het net te lank geraak. En ja, ek het gegaan vir die finale scan en hulle het my sedeer. My pa moes so op my bene druk
want my brein was nog baie geïrriteerd geweest. En ja, ek is vir die MRI of die CT scan en ek het wakker geword. My pa het sulke husky blou oë. En hy was ook die persoon wat langs my bed gesit het toe ek wakker geword het uit die koma uit. En ek het daai blou oë gesien, maar daai blou oë was bloedrooi, gehuil. En ek het vir hulle gevra wanneer gaan ek in, want die reëling sou gewees het as ek dan nou die tumor nog steeds het, dan gaan ons saam moet uithaal. En my pa het my so gekyk en gesê, my poppie, jy gaan nie in nie, al want jy gaan is kerk toe, jou tumor het nie gekrimp nie, hy is weg. Sjoe. En my tumor dis omtrent 15 jaar later, en ek het suksesvol geborsvoed, ek het 2 dogtertjies, hulle het gesê, miskien gaan ek nie kan kinders hê nie, want dit is op die hormone. Ek het swanger geraak, ek het 2 dogtertjies, en my tumor is nog steeds weg van die hoofd. Dit is 'n absolute wonderwerk nie. Hulle weet nie wat dit Die behandeling het gewerk, en hulle het gesê, dit is onwaarskynlik dat die hele gewas sou weggaan, maar dit het dit weggevat. Ek mag nie vir enige tipe bestraling of sonbedsessies of sulke dinge gaan of lank in die son wees en ons het vermy nou maar dit. Maar ek gaan nie meer vir MRI's elke jaar nie. Ek is gesond en ek vat dit. En ons dink die dokters dink dat my hart skade gekry het met die virale meningitis die eerste keer, presies. omdat dit 'n virus was. So daar het ek klaar 'n bietjie skade gekry. Almal vra vir my het ek skade terughou, ons het nie, maar die wat ons nie kon sien nie was definitief, dit moes die hart gewees het, so ja. En 'n paar wel jare later getroud, kindertjies en ons gaan nou terug na daai dag wat jou hart gaan staan het. Jy het net voor dit ook COVID gehad, né? Ja, so my skoonma het kom kuier en ons het vir COVID gekry. Die hele gesin was baie siek. Ek kon net nie ruik nie. Ek het nou almal gekyk en ek het 'n 1-jarige babietjie gehad wat heeltyd wakker was en by my was. Maar 6 weke later het ek gaan draf vir my mediese program. Okay. Ek was gesond geweest. Dit was 6 weke later. En hulle vermoed ek het my hartspier beskadig nog met die virus wat in my liggaam was en ek het myokarditis en perikarditis ontwikkel en ek het my spier baie seer gemaak en dit is waar die drama begin het. Chanel, ek wil nou vir jou vra, hoe is jou lewe, hoe lyk jou lewe nou dat jy, soos jy sê, Elektra het, nou dat jy hierdie pas aangeheer het en watter aanpassings moes jy ook maak? Die dag wat ek neergestort het my hele lewe verander. Psigologies, emosioneel en fisies. Emosioneel het ek deur 'n baie donker tyd gegaan. 2 weke nadat ek hom gekry het, het ek deur 'n baie donker tyd gegaan. Ek wou nie so lewe nie. Ek wou nie 'n robot wees nie. Ek werk met 'n battery. My man spot vandag en vra vir my of ek 'n afknoppie. Ons het baie lank gewerk om op hierdie punt te kom om oor te kan lag. Die eerste ding wat ek regtig besef het my lewe verander was toe ek inbel vir my werk en hulle sê vir my, "Hallo Steel Lady." Soos hulle het bedoel, soos Iron, ek is sterk, maar dit was my verskriklik. Ek wou nie so en vandag embrace ek dit. Emosioneel moet ek aanvaar het dat ek anders is. En dis my storie, dis my getuienis. En dan fisies moet ek oefen. Ek moet obviously cardio gesondheid is my eerste prioriteit. So my dieet moet cardio-vriendelik wees. My oefenprogram. Wel, dit moet hartvriendelike produkte wees. Ek gaan nou nie min vet en gesonde eetkeuses. Ek probeer nie meer lekker baie suiker gebruik nie. Ons het net gesonde kos en gesonde eetgewoontes. En dan oefening, want die hart moet gesond kan wees en die skokke en goed van passasiers maak die battery min en ons wil my battery leeftyd verleng. So ek probeer ek moet hardloop en my cardio inkry sodat my hart se afhanklikheid van die passasier nie so afhanklik raak van die passasier. Ons probeer die pacing tot 'n minimum hou. En ja, cardio is goed vir gesonde harte ook. So ek oefen en dan het my werksure verander. Ek werk nie meer voldag nie, sodat ek as 'n mamma ook kan mamma en werk en dan by my gesondheidsroetine uitkom wat ek elke dag dan nou doen. Okay.
Het jy ooit gevra, hoekom ek, Here? Ek meen, dis drie groot goed wat in jou lewe gebeur het. Ek dink nie, dit sou baie normaal gewees het as mens nie vra hoekom ek nie. Ek het 'n hele paar keer hoekom ek gevra. En daar's daar wat ek nog steeds vra, hoekom, Here? Maar, mens moet leer om op Here te vertrou, want hy sien die groter prentjie. En as 'n mens na my lewe gaan kyk en al die klein wonderwerke, daar's 'n Christelike liedjie wat sê many little miracles. En daai liedjie het gespeel, ek het gewig verloor en my passagier het gaan skuif. En ek was nog op pad om te gaan hardloop by die waterfront en die volgende oomblik toe kry ek 'n skok op 'n manier. Jy weet as jy 'n kind is en jy sit daar batterye op jou tong, dit het so 'n sensasie in my arm gestuur en ek het die dokter gebel gesê, ek het dit nou al vir 2 jaar, ek het nog nooit hierdie gevoel nie, is dit normaal? En hy sê, hoe ver is jy van die hospitaal af? Ek wag vir jou. En ons moes 'n operasie doen en dit was klaar nie vir my lekker om die operasie te moet kry, noodoperasie nie, en toe hulle my wil sedeer, toe is my bloeddruk te laag. En toe hoor ek moet lokaal die passagier skuif. Nou is een ding as jy 'n keiser kry en jy kry iets uit die deal uit, maar om wakker te wees met 'n passagier wat hulle moet skuif en hulle opereer net hier, moet jy wag kyk en julle is hier besig. Dis nogal weird. So ek het daar gelê en gesê, hoekom, Here? En toe speel daai liedjie. So ek probeer nie regtig meer vra hoekom, Here nie. Ek probeer op die Here vertrou en ek vra vir hom, werk met my getuienis sodat ek ander mense kan bemoedig, sodat ek kan lig in ander mense se lewens praat wat deur 'n donker tyd gaan, wat deur grief of los gaan, wat deur emosionele moeilike tye gaan of uitdagende tye gaan, want ek was ook daar. En ek is daardeur. Wat vir my so wonderlik is van jou, is dat jy so positief is. En soos jy sê, jou lig laat skyn. Ek dink, na wat met jou gebeur het, jy kan kies om negatief te wees en in 'n donker gat te wees, of jy kan positief wees. En hoe kry jy dit reg? Ek het applied positive psychology, toegepaste positiewe sielkunde gestudeer. En dis nie happyology nie. Dit is 'n wetenskaplike studie van menslike gedrag. En as jy gaan kyk na jou geestesgesondheid en jy gaan kyk na 'n diagnose van depressie, daai persoon het depressie, maar hulle het ook happy moments. Mens kies op wat jy fokus. En die positiewe sielkunde fokus op die pasiënt of die kliënt se ander kant ook. En ek het gekies om die positiewe deel hier uit te probeer raak sien. Anderste het ek regtig in 'n hoopie gaan sit en my lewe het verbygegaan. Maar ek is 'n mamma, ek is 'n vrou, ek het 2 pragtige dogtertjies, ek het my werk behou en ek lewe. En toe ek dit begin raak sien en op dit begin fokus, toe raak die fokus van hoekom en al die dinge waardeur ek moet gaan en al hierdie aanpassing al hoe minder. En ek besef maar ek het 'n doel en 'n calling en ek kan dit gebruik. En dis dalk hoekom die Here my deurgesit het. As jy gaan kyk in die Bybelse tyd, al die mense wat iets vir die Here moes doen, hulle het deur baie rowwe dinge gegaan in die Bybelse tyd. En die Here het hulle dit gespaar nie, maar het hulle al die tyd deur dit raak gesien en deur dit gedra. En so doen hy met my ook elke liewe dag. Ek wil vir jou vra oor verduidelik jy aan jou kinders, jou dogtertjies, hulle is 11 en 6. Verduidelik jy aan hulle dat jou hart 'n bietjie anders werk? Verseker, ongelukkig is ek nie genees nie. So ek het oomblikke waar hulle het vir my verduidelik, ek is nie 'n dokter nie, maar waar die passagier inskop en my hart nie meer lekker werk nie. Daai paar millisekondes kan 'n sinkopie episode aanbring en ek het ongelukkig dit gehad en dan is die kinders daar. So ons moes met hulle gesels, ons het hulle ook deur berading gesit, laat hulle kan verstaan, want hulle het 'n vrees gehad van mamma kan doodgaan. En ons moes vir hulle vertel, maar een ding wat ons almal weet is, ons gaan doodgaan. Dit hoef nie noodwendig mamma se hart te wees en mamma het 'n boksie, so ek het eintlik 'n battery
En nou met die tegnologie is dit eintlik nog makliker om dit te verduidelik, want ons verduidelik hulle van die sonpanele en die inverters en die backup elektrisiteit en dis presies wat ek het. My hart is nie heeltyd op die passagier nie. Hy klop self. En wanneer ek hulp nodig het, skop die passagier in. En ons probeer daai afhanklikheid elke liewe dag verminder. So ek het eintlik 'n backup. So ek is eintlik meer voorbereg as hulle, want ek het 'n ekstra stelsel wat klop. En toe ons dit vir hulle begin verduidelik, Lara sal nog steeds vir my sê, "Mamma, kan ek jou boksie voel?" Want jy kan hom voel. Mens kan hom voel en mens kan hom sien en dan sal ek al laat voel en dan sal sy vir my vra en dan praat ons daaroor. So hulle besef ek is anders, maar ek dink nie hulle is negatief noodwendig nie, want ek hardloop en ek het al hierdie medaljes wat ons huis te bring en hulle sien dit. So dit inspireer hulle om ook sport te doen, om ook aktief te wees, om ook saam met my te beweeg en my te ondersteun. So dit het regtig ons gesinsdinamika verander in terme van ons is 'n aktiewe gesin en 'n sportie gesin en dit ondersteun vir mamma en haar hart. Sure, ek meen dit is net positief. En Clarabel is mal daaroor as ons op ons drafsessies gaan. Dit is so lekker en ek's nooit alleen nie. Ek is nooit alleen nie, meneer is altyd daar, maar ek het net daai ekstra asempie wat saam met my hardloop. Mens is nie elke dag lus om te hardloop nie. En in die begin was my hart baie sensitief. Ek het skaars gestap, dan was my hart baie hoog. En dan staan ek daar en ons het hierdie groen area langs die ys en dan skree ek, "Hoekom, Here? Hoekom?" En dan ek het niks van lang afstand gehou nie. Ek was 'n sprinter op skool. En ek kon nie verstaan nie, enige iets behalwe hardloop, fietsry, swem, hoekom hardloop? En nou is hardloop my tyd wat ek met die Here praat en ek's bevoorreg om in die pragtige Bloubergstrand te bly. En dis regtig soos Lorika se liedjie. Dit is my tyd wat ek met die Here praat. Ek sien die berg, ek sien die see en is my stilte tyd. En ek is mal daaroor. Dit is my mindfulness en in die positiewe sielkunde leer ons van mindfulness. Daai hulle sê stop to smell the flowers. Ek neem dit in, ek sien die Here, ek sien sy goedheid en ek lewe. Ek hou awesome. My hart klop. Miskien bietjie meer as ander, maar dit my klop. Vertel my van jou tatoeëermerk. So, dit is 'n mediese tatoeëermerk wat ek het eintlik 'n baantjie wat sê ek is 'n passagier pasiënt, maar met die mevrou Suid-Afrika reis met ons vir Garmelina ge-upgrade. So sy het nie die plaatjie op die oomblik aan nie en wanneer 'n mens bewusteloos is, dan haal die mediese mense gewoonlik die oorlosies en goed af. So mens moet vir hulle altyd kan laat sien ek het 'n passagier en is net bo my sny en laat hulle bewus kan wees dat daar wel 'n passagier is, want daar's sekere ander intervensies wat hulle moet doen wanneer jy 'n passagier het. Verstaan. Kyk hoe pragtig en is mooi. Dankie. Maar kom ons kom dan nou by mevrou Suid-Afrika. Jy is 'n formidabele vrou. Jy is ook 'n semifinalis vir mevrou Suid-Afrika en neem baie amper deel. Baie dankie vir die oor 2 weke. Ja. Hoe op aarde het jy daar beland? Die Here. Ek dink baie van die finaliste mens so na hulle luister het 'n geloofstorie. Maar die Here het vir my gewys, ek moet my getuienis deel en ek het vir hom beloof elke liewe keer op elke siekbed maak my gesond. Want jy doen, jy is desperaat en jy probeer alles en ek wil sê maak my gesond en dan sal ek my storie vertel and then life happens. En ek het nie elke keer my storie vertel nie. So toe die Here 'n baie publieke nasionale platform gekies en ek het alles probeer om daar uit te kom. Ek het vir hom gesê ek sal selgroepe begin, ek sal saam met my dragvriendinne, ons kan dit doen. En die Here het net vir my hierdie brandende behoefte ingesit om deel te neem. En ek was maar ek is eintlik regtig agter die skerms tipe persoon. Ek hou daarvan om ander mense te help en goed te maak en te empower, maar dis presies wat die Here my wil laat doen in hierdie journey soos wat hulle sê. Is to fix my sister's crown by wearing my own crown. En dit is waar my hele testimony gaan, is I'm a daughter of a king en ek's Queen of Hearts. Die Here het vir my gewys, my brand moet wees Queen of Hearts. And I need to wear my crown in order to fix my sister's crown. So, dis hoekom ek 'n mevrou Suid-Afrika is en hoe ek hier gekom het. Wow, vertel vir ons van jy het vertel jy moet 10 mense kry. Wanneer is mevrou Suid-Afrika? Dit is die 3de Julie. Dis baie amper. Ja. Dat jy 10 mense
daar moet kry, die kaartjies verkoop en hulle daar kry. Ja. Vertel vir ons wie het jy gekry om te kom? Jessie, die Here het dit weer eens net op my hart gesit. So ons het sekere mylpale in jou reis voordat jy formeel kwalifiseer vir die semifinale en om kaartjies te verkoop in 'n ander stad is moeilik. My hele netwerk is in die Kaap en ek het dit reg gekry en ek was bitter dankbaar. En toe sê die Here weer eens en ek voel altyd dis die Heilige Gees wat met jou praat wanneer jy moet iemand bless of jy moet net daai iets gaan doen en daai stemmetjie was weer daar. En ek is net soos, maar ek weet nie eers wie in Johannesburg hierdie kaartjies gaan waardeer nie. Hoe maak 'n mens dit so kort tyd? En deur 'n ander onderhoud en produksiespanne van 'n ander onderhoud het hulle vir my Moegesukkel gewys. En ek het vir Moegesukkel gekontak en as 'n mens na die stigter van Moegesukkel se storie luister en julle het dit ook gedeel. Ja. Is ek net soos, ja. En hulle was ongelooflik opgewonde oor dit en ek het 'n skenker gekry vir hierdie kaartjies en hoe amazing is dit nie om hierdie vrouens, so ons gaan 10 vrouens vat en ons gaan hulle mooi aantrek en dit raak 'n groter projek. Ons gaan vir hulle mooi aantrek en ons gaan mense kry om hulle hare en hulle gremering te doen en hulle gaan net God se prinsesse wees daai aand. En ek weet ook die organisasie, as hulle weet van sulke gevalle, doen hulle regtig moeite met hierdie vrouens. Ek is so opgewonde oor hierdie. Dit maak my kinderlik opgewonde om te weet wat dit in hierdie vrouens se lewens gaan doen. En ek ken hulle van geen kant af nie. Ek het nie idee wie dit is nie. Ek is net so opgewonde oor hierdie. Ja. Ek wil nog net so 'n vraagie of wat vra oor hierdie positiewe sielkunde. Jy was die eerste persoon en die eerste vrou in Suid-Afrika wat 'n meestersgraad daarin gedoen het. Ek was die baba van die klas. Ja, so mense het klinies en jy het al die verskillende en almal wil altyd klinies doen. Maar ek wou nie. Ek het gevoel daar's 'n term applied post-traumatic growth. Ja, Wat 'n mens na trauma kry. En dit het my net ek het soveel aanklank in my eie lewe by dit gevind. En hulle het 'n pilotgroep gekies en ek het aansoek gedoen, maar dit was in my honeursjaar en ons het troue beplan en ek het in Potch geswat, ek het my honeurs op die Volpik gaan doen en ek het troue beplan en ek het gewerk met 5 autistiese seentjies op die spektrum. Dit was my werk gewees saam met my honeursjaar. Was baie besig. En ek het aansoek gedoen en ons het getrou en net voordat ons op ons honeymoon op die vliegtuig geklim het die universiteit my gebel vir my gesê ek is gekies. En dit was verskriklik intimiderend want dit was 11 uit die hele land uit om nou hierdie pilot meestersgraad te doen. En wat 'n ongelooflike reis was dit nie. En ja, ek was die jongste, die mense wat jou boeke skryf was saam met my in die klas, dis profs, en dan moet jy hulle op hulle name noem. Dit was baie, dit was 'n groot aanpassing vir my gewees. Maar ja, ek het dit gedoen en ek het klaar gemaak en die Here het 'n emotion want ek was op die pool gewees en ek was getroud gewees en 3 weke voordat ek my keiser gekry het ek my M ingedien. So ons het 'n verrassing, ek het my ma en my M graad saam gekry. En ja, dit was 'n reis. So, en wat dink jy is die grootste wanpersepsies van positiewe sielkunde? Soos ek gesê het, happyology. Ja. Dis nie 'n popquiz wat jy invul en nou gaan jy beter voel nie. Dis 'n wetenskaplike studie en dit verduidelik vir jou as 'n mens het 'n baseline. En jy kry soos die Engelse persoon sal sê input, positief en negatief. En ons eintlik ratios wat hulle uitgewerk het vir elke negatiewe kommentaar wat jy hoor, het jy soveel meer positiewe lading nodig net om 'n baseline te kry. En positiewe sielkunde is obsessief om te fokus op wat bring mense net bo die baseline om te floreer, om absoluut 'n bo baseline lewe te leef. En ek dink baie mense dink dit is net happyology, jy gaan nou beter voel deur om net positief te dink. Daar's actually scientific studies wat hulle doen met gratitude en mindfulness en flourishing en resilience, veerkragtigheid. En hoe meer mense oor dit begin lees, hoe meer kan mens sien maar
dit kan eintlik toegepas word oor die hele reeks van die menswees in jou verskillende seisoene, in tye wat dit swaar gaan, in tye wat jy floreer by die werk, hoe om 'n beter werker te word. En dis eintlik in wat ek vandag werk, is ek vat mense en ek kyk hoe ons beter kan werk, hoe spanne beter kan saamwerk, en ek gebruik dit elke liewe dag in my werk. So dit is net baie meer toepasbaar in jou dag tot dag bestaan. Ek wil vir jou vra om 'n paar maklike wenke te gee vir mense. Ek weet dit is nie net maklik nie. Dit is die hele punt van dit. Maar waar kan iemand wat nou vandag vir ons luister of vir ons kyk, wat kan hulle doen om die eerste stappie soontoe te neem? Soos jy sê, jy moet positiewe sê nou maar jy het al hierdie negatiewe kommentaar, dan moet jy weer jou baseline reg kry en hoor om dit jy weet om regtig te floreer, wat nog te sê net te oorleef. Ek beloof vir jou, toe ek in die bed gelê het 2 weke na my passangeer, kon jy vir my die mooiste goed gesê het en dit sou niks gedoen het nie. Ek dink dit gaan by 'n besluit. Jy maak 'n besluit dat ek gaan opstaan en ek het geglo aan die Here en ek het geweet ek het gaan toevlugting vind, toenadering vind by die Here. En ek voel nie mens moet fokus op 'n hele berg wat voor jou lê nie. Jy moet dit tree vir tree, stap vir stap vat. Ja. En uit vandag uit is dit swaar. Ek kan nie uit die bed uitkom nie, maar weet jy wat? Ek het opgestaan en ek het aangetrek. Al was 'n tyd in my lewe wat om net aan te trek was vir my moeilik. En dan gaan jy na die volgende stapie toe. Ek het aangetrek en ek het miskien gaan stap. So jy moet self iets doen. Ja, jy gaan moet. En dit is alles in die lewe. Mens moet ook werk insit. So ja, dit is stap vir stap. En dan moet jy kyk na die mense wat vir jou daar is, jou ondersteuningssisteem. Ek dink die persepsie in terme van vandag in die moderne vrou en mamas en ons wat werk, is dit om hulp te soek, is 'n teken van weakness. En ek dink mens moet hulp kan aanvaar. Ek moes hulp aanvaar en ek's 'n trotse persoon en die Here het my letterlik gebring tot niks. En ek moes hulp aanvaar. Ek moes hulp kry om aan te trek. Ek moes hulp kry om net in die huis rond te beweeg, om my babatjie vas te hou. En ek was 100% afhanklik van my ma wat 'n engel was in daai tyd. So aanvaar die hulp en vat dit dag vir dag. En ek het in 'n vorige onderhoud gepraat van sonneblommetjies. En my oudste sussie is baie lief vir sonneblommetjies en sy het dit vir my geleer. En sy het vir my gesê dat wanneer sonneblomme nie son kry nie, hulle gesiggies is mos nou altyd na die son toe, draai hulle na mekaar toe om energie te kry. En ek dink die Here sit mense op ons pad of diere om ons te ondersteun om dit net stap vir stap te vat. En ja, mens moet volkome op die Here vertrou want hy sal nooit vir jou deur iets laat gaan en jou net heeltemal los nie. Dankie. Dit was baie lekker om met jou te Baie praat. dankie.